Genade sonder grense. Ons lees uit Johannes 4 van vers 1 af. Toe Jesus verneem dat die Fariseërs gehoor het, hy werf en doop meer disippels as Johannes, hoewel Jesus self nie gedoop het nie, maar sy disippels, het hy Juda verlaat en weer na Galilea vertrek. Hy moes egter deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sigar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Dit is waar die fontein van Jakob was. Uitgeput van die reis, het Jesus net daar by die fontein gaan sit. Dit was ongeveer die 6de uur. Daar kom toe 'n vrou uit Samaria om water te skep, en Jesus sê vir haar, "Gee vir my water om te drink." Sy disippels was reeds weg dorp toe om kos te koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, "Hoe is dit moontlik dat u wat 'n Jood is vir my, 'n Samaritaanse vrou water vra om te drink? Jode meng immers nie met Samaritane nie." Jesus het haar geantwoord, "As jy van die gawe van God geweet het, en wie dit is wat vir jou vra, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou die lewende water gegee het." Die vrou sê vir hom, "Meneer, u het nie eers 'n skepting nie, en die put is diep. Waarvandaan kry u dan die lewende water? U is tog nie belangriker as ons vader Jakob nie? Hy wat die put aan ons gegee het, en self daaruit gedrink het, en ook sy seuns en sy vee." Jesus het haar geantwoord, "Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water drink wat ek hom gee, sal tot in ewigheid nooit dors kry nie. Die water wat ek hom gee, sal in hom 'n fontein van water word wat opborrel tot die ewige lewe." Die vrou sê vir hom, "Meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie dors word en hierheen hoef te kom om te skep nie." Hy sê vir haar, "Gaan roep jou man en kom terug hierheen." Die vrou het hom geantwoord, "Ek het nie 'n man nie." Jesus sê vir haar, "Jy sê tereg, 'n man het ek nie, want jy het 5 mans gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat." Die vrou sê vir hom, "Meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons voorvaders het op hierdie berg aanbid, maar julle sê Jerusalem is die plek waar aanbid moet word." Jesus sê vir haar, "Vrou, glo my, daar kom 'n tyd dat julle die Vader nog op hierdie berg, nog in Jerusalem sal aanbid. Julle aanbid dit wat julle nie verstaan nie. Ons aanbid dit wat ons verstaan, want die verlossing kom uit die Jode. Daar kom egter 'n tyd, en dit is nou, dat die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader wil juis sulke aanbidders hê. God is gees, en wie hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid." Die vrou sê vir hom, "Ek weet die Messias kom wat Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak." Jesus sê vir haar, "Ek is die een wat met jou praat." Juis op daardie oomblik het sy disippels teruggekom, en hulle was verbaas omdat hy besig was om met 'n vrou te praat. Tog het niemand gevra, "Wat wil u van haar hê?" of "Waarom praat u met haar nie?" Die vrou het toe haar waterkruik daar gelos, na die dorp toe gegaan en vir die mense gesê, "Kom kyk, hier is 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het. Hierdie man is tog nie die Christus nie, of hoe?" Hulle het uit die dorp gegaan en was op pad na hom toe. Intussen het sy disippels by hom aangedring en gesê, "Rabbi, eet iets." Maar hy het vir hulle gesê, "Ek het voedsel om te eet waarvan julle nie weet nie." Die disippels vra toe onder mekaar, "Iemand het tog nie vir hom iets te ete gebring nie?" En Jesus sê vir hulle, "My voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, en om sy werk te voltooi. Sê julle dan nie, dit is nog 4 maande, dan kom die oes nie? Waarlik, ek sê vir julle, kyk op en aanskou die lande. Hulle staan reeds wit vir die oes. Hy wat oes, ontvang sy loon en samel die oes in vir die ewige lewe, sodat die een wat saai en die een wat oes saam bly kan wees. Want in hierdie opsig is die gesegde waar, die een saai en die ander maai. Ek het julle gestuur om 'n oes in te samel waarvoor julle nie geswoeg het nie. Ander het geswoeg en julle het voordeel getrek uit hulle harde arbeid." Baie van die Samaritane uit daardie dorp het in hom geglo op grond van die woord van die vrou wat getuig het, "Hy het my alles vertel wat ek gedoen het."
Toe die Samaritane by hom kom, het hulle by hom aangedring om by hulle te bly. En hy het 2 dae daar gebly. Nog baie meer van hulle het op grond van sy woorde tot geloof gekom en vir die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van wat jy gesê het nie, want ons het hom self gehoor en ons weet dat hy waarlik die verlosser van die wêreld is. Tot sover. Genade sonder grense. Elke mens se lewe is 'n reeks van ontmoetings, sommige vlugtig, ander weer lewensveranderend. Maar selde vind ons 'n ontmoeting so diep, so ingrypend, soos die tussen Jesus en die Samaritaanse vrou by die put van Jakob. Hierdie enkele gesprek openbaar die hart van die evangelie, 'n genade wat alle menslike grense deurbreek, 'n liefde wat dieper gaan as kulturele, sosiale en geestelike verdeeldheid. Om hierdie ontmoeting werklik te verstaan, moet ons verplaas na die komplekse sosiale en godsdienstige klimaat van die eerste eeu in Palestina. Die land was 'n kruispunt van kulture, 'n gebied gekenmerk deur spanning, verdeling en diep vooroordele, ja, net soos vandag nog. Die vyandskap tussen Jode en Samaritane was nie 'n oppervlakkige verskil nie, maar 'n diepe historiese kloof met wortels wat teruggaan na eeue van verdeeldheid. Samaria was 'n area waar die Israeliete gewoon het. In 722 voor Christus val die Assiriërs vir Samaria binne. 'n Massadeportasies en ontvoering van veral vroue en kinders het in hierdie oorlog plaasgevind. 'n Deel van die oorlog was ook om ander bevolkingsgroepe hier te laat intrek. Hoekom? Om die ons ervaring te vernietig. Kulturele en godsdienstige vermenging begin. Suiwer Israelitiese etniese identiteit word ontwrig en vernietig. Samaria word nou 'n gebied van vermenging en so word Samaria 'n gebied van sogenaamde basters. Die Jode sien hulle self as die ware, suiwer, uitverkore volk van God en die Samaritane doen dieselfde. Die Samaritane aanvaar slegs die eerste 5 boeke van Moses en die Samaritane en die Jode het ook verskillende aanbiddingsplekke. Jerusalem teenoor die Samaritane se berg Gerizim. Daar was diep teologiese meningsverskille oor aanbidding en tradisie. Daar's wederwysige beskuldiging van vals godsdiens en vals aanbidding. Daar was 'n totale sosiale uitsluiting tussen die Jode en die Samaritane. Daar was geen sosiale interaksie nie. Hulle mag nie met mekaar gepraat het nie. Daar's geen handelsbetrekkinge nie. Selfs die pad deur Samaria word vermy. Die Jode loop eerder om hierdie gebied. 'n Samaritaan word beskou as onrein, buite die verbondsgemeenskap. En dan moet ons ook verder die rol van vroue in daardie tyd verstaan. Daar was 'n diep patriargale samelewing. Vroue het min tot geen regte en status gehad nie. Daar was 'n beperkte bewegingsvryheid vir vrouens en hulle was afhanklik van mans vir sosiale en ekonomiese sekuriteit. 'n Vrou met 'n komplekse huweliksgeskiedenis soos hierdie vrou waaroor ons hier lees, is sosiaal verwerp. Jesus steek naamlik nie net die grens tussen mans en vroue en die tussen geestelike rein en onrein mense oor nie, maar ook nog die groter grens tussen die Jode en die Samaritane. Dit raak ook spoedig duidelik dat hierdie vrou nog 'n slegte vrou was. 'n Vrou wat 5 keer getroud was en wie tans by 'n 6de man inwoon. Hulle was in die oë van die Jode, as ook in die Samaritaanse gemeenskap, sedeloos. En dan moet ons ook iets verstaan van die plek waar Jesus met hierdie vrou in gesprek is. Die plek is die put of die fontein van Jakob. Dit was 'n historiese plek van ontmoetings met God. Jakob, die vader van die 12 stamme van Israel, het hierdie stuk grond aan sy seun Josef gegee. 'n Fontein is verder 'n simbool van lewensbron, van verkoeking, van 'n nuwe begin. Jesus is moeg van die reis. En nou vra hy by hierdie put van Jakob, by hierdie fontein, vir water. Hy verbreek die onmiddellike sosiale grense en gebruike van sy tyd. Dis 'n kwesbare versoek. Hy vra water. Maar Jesus sê, ek gee die water van die lewe. Jesus sit hier by Sigar se fontein. 'n Fontein trek mense waar mure en heininge mense uithou. Maar wat maak Jesus hier by die fontein?
Wie water en wyn kan omskep, kan sekerlik stof en water omskep het. Dit gaan hier nie in die eerste plek om Jesus se dors na dit wat ons as water ken nie, maar om God se dors na diegene wat verlore is, diegene wat geestelik dors is. Anders is die Jode, wat nie eers hulle eetgerei met die Samaritane gedeel het nie, deel Jesus God se genade met hulle. Vir God is niemand te onrein om nie ingesluit te word in sy heilsplan nie. Die lewende water is 'n metafoor vir geestelike vervulling, vir verlossing, vir genade. Dis meer as net 'n fisiese dors, dis 'n verwysing na die Heilige Gees wat jou kom weergebore laat word. 'n Nuwe werklikheid van genade, van vernuwe, van verandering. Vir die Samaritaanse vrou is die begrip lewende water natuurlik vreemd. Wat sou dit immers kon beteken? Water wat nooit opraak nie, of water waarvan ons drink en sodoende nooit weer dors word nie? Jesus is nie net die gewer van die lewende water nie, maar is ook self die water. In vers 15 vra die vrou vir Jesus: "Meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry nie, en hier hoef te kom water haal nie." Wanneer Jesus praat van lewende water, dink die Samaritaanse vrou dadelik aan lopende water, in plaas van hierdie gewone fonteinwater. Sy wonder hoe Jesus so iets gaan kry, want daar is nie 'n ander lopende stroom naby nie. Jesus weet sy dors na God, en hy gee aan haar hemelse water. Hy gee aan haar verlossing, genade wat sal sorg dat sy elke dag sal weet, God sien my raak en gee vir my om. Die vrou misverstaan eers waaroor die lewende water gaan, omdat sy nie weet wie Jesus is nie. Om die vrou te laat besef wie hy is, vra Jesus weer 'n vraag wat die vrou onverhoeds vang. Die keer handel dit oor die vrou se verlede met betrekking tot haar mans. Jesus se rede met die vraag is om sy bonatuurlike kennis aan die vrou te openbaar en so haar te laat besef wie hy is. Die vrou besef dan ook dat hierdie vreemdeling met wie sy praat nie 'n gewone mens is nie, maar sy sê 'n profeet. Wat baie duidelik is dit daar 'n bepaalde verdieping in die gesprek tussen Jesus en die vrou plaasgevind het. Wanneer jy voor Jesus staan, word jy in jou diepste wese eers gekonfronteer met die waarheid in jou lewe, met jou sonde, met jou mens wees, met al jou vooroordele. Jesus onthul haar lewensgeskiedenis aan haar, nie om haar te veroordeel nie, maar om haar te herstel, ter wille van genesing. Wanneer jy voor Jesus te staan kom, word jy bewus van jou diepste donker, en hierdie kennis oordeel nie, maar bevry jou. 'n Ontmoeting met Jesus is 'n konfrontasie met jou pynlike verlede, maar ook 'n pad na 'n nuwe toekoms. Hier by die put van Jakob, waar Jakob ook geworstel het met God, hier konfronteer hy ons met ons pynlike verledes. Wat wil hierdie gedeelte vir ons sê? Genade ken geen menslike grense nie. Genade breek deur alle grense. Verlossing is 'n goddelike geskenk, nie 'n menslike prestasie nie. Maar jy moet met God worstel. Jy moet jou verlede voor God oopstel. Hierdie Samaritaanse vrou het iemand nodig gehad wat haar regtig raak sien. Sy het haar uitsig op haar eie lewe verloor en was doodseker dat God haar ook nie meer raak sien nie. Vrouens het destyds die gewoonte gehad om teen sononder almal water by die fontein te kom haal en sommer ook te kuier. Maar hierdie vrou het dit vermy omdat sy klaar 'n slegte reputasie in die dorp gehad het en waarskynlik deur die res van die vroue verstoot is. Hier by die fontein het Jesus dus die grense tussen man en vrou, rein en onrein, en Jood en Samaritaan verbreek deur te praat met 'n Samaritaanse vrou met 'n slegte reputasie. Daardeur leer ons weer dat God se genade grensloos is. Jesus raak die plek in die vrou se lewe aan wat uitgesorteer moet word, as sy van hierdie lewende water dan net kan drink. Die een plek was haar verhoudingslewe. Sy het die een verhouding na die ander gehad. Ware verandering kan net plaasvind as sy dit wat in haar lewe verkeerd is, uitroei. Eers dan sou sy die effek van die lewende water in haar lewe ervaar. Jesus volgelinge kan nie 'n blinde oog gooi op die verkeerde goed in ons lewens nie.
Ons moet dit aanspreek, sodat daar verandering, vernuwing kan plaasvind. Om seerpunte aan te raak is moeilik, maar is nodig. Die vrou word dan 'n onmiddellike sendeling. Haar eie transformasie, haar eie vernuwing, verandering, word 'n kragtige getuienis aan ander wat hulle weer laat verander. Haar vernuwing, haar geloof, bring 'n hele gemeenskap tot geloof. Dit demonstreer die krag van persoonlike getuienis. Hierdie gedeelte roep jou ook tot 'n persoonlike transformasie, vernuwing, verandering. Maar jy moet jou eie broosheid erken. Moenie jou verlede wegsteek nie, God ken dit buitendien. Hy weet presies wat in jou aangaan. God se genade is groter as enige menslike tekortkominge. Verandering begin met eerlikheid, begin met kwesbaarheid. En daarom moet ons hierdie grense in ons lewens deurbreek. Ons moet ons vooroordeele erken en oorkom. Ons moet mense sien met oë en deur oë van genade. Verruim jou geestelike en sosiale horisonne. Deel jou eie verhaal van verandering. Laat jou lewe 'n lewende getuienis wees. Moenie bang wees vir jou eie verhaal nie. Daar's soveel mense met verhale wat vertel moet word. Vertel dit, vertel hoe God in jou lewe betrokke is en was. Hierdie vrou was so opgewonde oor wat sy ontdek en beleef het, dat sy haar waterkruik net daar gelos het, in die dorp ingehardloop het en gaan vertel het. Toe Volvo destyds die eerste keer die veiligheidsgordel ontwerp het, soos elke motor vandag het almal gewonder hoekom hulle dit nie gepatenteer het nie. Hulle antwoord was: in die lewe is daar sekere goed wat te belangrik is om nie met ander te deel nie. Die Samaritaanse vrou kon Jesus nie vir haarself hou nie. Jy en ek ook nie. Sy het vir almal gaan sê: kyk wat het hy vir my gedoen. Niks praat harder as iemand se lewe nie. Die goeie nuus uit jou mond moet klop met die goeie nuus in jou lewe. Soek die lewende water, wat meer is as net hierdie tydelike bevrediging wat ons kry uit alles rondom ons. Laat jou geestelike dors nie deur oppervlakkige dinge geles word nie. Streef na 'n dieper, meer vervullende verhouding met God. Ja, erken die realiteit van menslike pyn. God se genade is nie ontkenning van swaar kry nie. Nie ontkenning van lyding nie, maar 'n pad deur swaar kry. 'n Pad deur lyding. Herstel begin met erkenning, nie ontkenning nie. Geen verlede is te gekompliseerd vir God se genade nie. Elke mens verdien 'n tweede kans. Verandering is moontlik, ongeag agtergrond of verlede. Hierdie verhaal is meer as net 'n historiese vertelling. Dis 'n voortdurende, lewende uitnodiging om God te ontmoet presies soos jy is. Om verby sosiale en geestelike grense te beweeg. Tot totale, radikale verandering en vernuwing. Net soos hierdie vrou se lewe dramaties verander is, kan jou lewe vandag ook 'n toonbeeld van God se genade word. Die lewende water wag net vir jou om dit te ontvang. Wie van die water drink wat ek hom gee, sal nooit weer dors kry nie, sê Johannes 4 vers 14. Mag hierdie belofte jou lewe vandag vul met onuitspreeklike hoop, diep genade, nuwe moontlikhede. Genade sonder grense vir jou, vir die mense rondom jou. Genadige God, ons kom voor U soos ons is, met ons broosheid, ons pyn, ons verlede. Open ons oë vir U genade, ons harte vir U liefde, ons lewens vir U veranderende krag. Maak ons werklik vry. Vul ons met U lewende water. Dankie dat ons die verlossing in Jesus Christus se bloed ontvang het en dat Jesus gesê het, dit is volbring. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Amen. Genade sonder grense.
die weelde van die Heer, geklee in majesteit, die hele aarde juig, die hele aarde juig. Hy klee homself met lig, en duisternis moet vlug, begin en die einde, begin en die einde. Hoe groot is ons God, ons sing, hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God. Eeuwe kom en gaan, en tyd is in sy hand, begin en die einde, begin en die einde. Die Godheid, drie in een, oh, Vader, Gees en Seun, die leeu en die lam, die leeu en die lam. Hoe groot is ons God, ons sing, hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God. Oh, naam bo elke naam, waardig is die Lam. My hart sal sing, hoe groot is ons God. Oh, naam bo elke naam, waardig is die Lam. My hart sal sing, hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God, ons sing, hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God.